Goeiemôre my geliefdes, my vriende, ek groet julle môre in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Mag die Here gee dat vandag 'n besonderse dag vir elkeen van ons sal wees, dat ons werklik sy liefde en sy sorgsaamheid sal ervaar, dat ons die grootheid van God kan sien en dat ons die planne van die Here vandag duidelik kan sien in ons lewe. Terwyl ons so sit voor die woord van die Here, kom ons sluit vir 'n oomblik ons gedagtes en ons fokus op die Here self en ons bid saam en vra dat die Here sy woord aan ons sal seën. Ons dierbare Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus, die krag en die werking van die Heilige Gees wat in elkeen van ons is. En Here, ons roep vanmôre uit na U. Here, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U leef nie. Vader, wil U vanoggend in elkeen van ons se lewens 'n inplanting maak van U woord. Iets wat sal groei, iets wat sal ontkiem en groot word en vrug dra, sodat ons dit ook aan die mense in die wêreld rondom ons kan vertel. Van watter goeie God U vir ons is. Watter wonderlike God U vir ons is. 'n God met planne vir ons. 'n God met 'n hoopvolle toekoms vir sy mense. Wil ons elkeen seën vanoggend onder U woord, Here, onder die naam van Jesus Christus. Ons vra dit dan ook in Jesus se naam. Amen. Ons skrifteks kom vanmôre uit die baie bekende Jeremia 29 vers 11. Ek is seker daarvan dat julle hierdie vers al verskeie kere gelees en gehoor. Maar vanmôre kom hierdie vers dan opnuut na ons harte en ons gedagtes toe. En die Here sê vir ons, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koesters. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Mag die Here sy geleesde woord aan ons elkeen ryklik seën vanoggend. Liewe vriende, ek stap nou die dag verby 'n kunswerk. En hierdie kunswerk maak nie vir my sin nie, want daar is verskeie stukke van hierdie kunswerk op pilare geplaas. Maar wanneer ek na hierdie kunswerk kyk, dan lyk alles deurmekaar. En soos wat ek beweeg vorentoe, begin hierdie kunswerk ook beweeg. Al hierdie stukke beweeg. En ewe skielik sien ek hierdie kunswerk raak. Wanneer al die stukke gesinkroniseerd is. En ek sien hierdie pragtige kunswerk van hierdie kunstenaar en dit slaan my asem absoluut weg. Vanmôre praat ons oor die term resoneer. Nou hierdie woord resoneer beteken om saam te vibreer, om weerklank te wees, te gee, om weerklank te gee en om gesinkroniseer te wees, om aanklank te vind met iets. Ons wil dikwels hierdie vers in Jeremia 29 vers 11 misverstaan. Dat dit gaan oor ons voorspoed. Dat dit gaan oor ons planne, oor ons drome, oor ons menswees en ons daaglikse lewe. Wanneer ons na die Hebreëus kyk, dan sien ons dat hierdie vers word letterlik vertaal
I know the plans that I have for you. En ook kan dit vertaal word is, ek ken die doel wat ek vir jou bedoel het. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. As ons 'n bietjie na die agtergrond kyk van hierdie versgedeelte, dan sien ons dat dit speel af in die tyd van die profeet Jeremia. Nou Jeremia was nie 'n baie populêre profeet gewees nie. Hy was ook die doemprofeet of die oordeelsprofeet genoem in die Bybel. Ons sien die volk van die Here, die volk Israel, is onder die heerskappy van koning Nebukadneser van Babylon. Die volk is in slawerny, in ballingskap, hulle is weggevoer, hulle het alles verloor. En hier sien ons hulle in swaar kry, in moeite, in angs, in onvrede. Daar was 'n ander profeet ook, en hy word genoem in die Bybel by die naam Genanja. En hierdie profeet was 'n valse profeet, en hy het ook vals geprofeteer onder die mense, en hy het vir die mense gesê van Israel, wat in ballingskap was, hy sê, moenie bekommerd wees nie, oor 2 jaar van nou af, dan sal julle vry wees. Maar dit het nie gebeur nie. En hier kom Jeremia, hierdie nie populêre oordeelsprofeet, en hy kom na die volk Israel toe en hy gee vir hulle 'n positiewe profesie. Hy sê vir hulle, die Here wil vir julle vrede gee. Die Here wil vir julle 'n hoopvolle toekoms gee. Die Here beplan nie vir julle onheil nie. Nou hoe kan dit wees? Ons sit in hierdie onheil, ons sit in hierdie onvrede. Ons sit in die konsekwensies wat God toegelaat het oor ons lewe. Ons weet dat God het Israel in ballingskap laat verval, omdat hulle afgode aanbid het. Maar ten spyte van die konsekwensies waaronder hierdie volk verkeer, het God nie 1 gram van sy liefde vir sy volk verloor nie. Maar hoe kan dit wees, Here? Vra die volk. Dit is nie so goed hier op die aarde waar ons nou is, onder hierdie heerskappy van hierdie heidense konings nie. Die volk Israel het nie so gedink nie. Hulle het hoekoms en waaroms vra en waar is God? En Here, is U hier in die mense vergrype? Is U hier in die misdaad wat met ons gebeur? In die korrupsie, in die politieke onsekerheid waarin ons is? In die armoede, in die werkloosheid en die honger? Is U hier, Here? Waar is U? Hierdie woord planne, plan kan ook vertaal word uit die Hebreëus uit met, die Here sê, ek is saam met julle in julle denke, in julle intensies, in die doel van jou lewe. En daarom kom die Here en hy sê vir sy volk, hy sê, ten spyte van alles, ek het planne vir jou. Want jy sien, my liewe vriend, God sê vir sy kinders, hy sê, my kind, ek sien die groter prentjie, van die begin tot die einde. En in hierdie omstandighede wil ek hê, jy moet my vertrou, as ek vir jou sê, ek het planne vir jou. Ek wil hê, jy moet vertroue hê, in wie ek is. Ek is 'n God, 'n skepper God. Ek kan skep, ek kan groei, ek kan herstel waar daar skade was en waar daar gebrokenheid is.
En in hierdie gebrokenheid en hierdie skade was ek nog altyd getrou, al was julle ontrou. Ten spyte van die slegte wat inmeng in die goeie, sê God nog steeds, ek het 'n plan vir jou en vir jou huisgesin en vir die mense rondom jou wat na my roep. En in Jeremia 29 vers 5 tot 7 sê die Here, hy sê, terwyl julle onder hierdie omstandighede is, bou vir julle 'n huis, plant vir julle voedsel en wees rustig in my. Somtyd sluit ons sieninge en planne van vooruitgang nie aan by dit wat God by ons beplan nie. En dit bring ons by ons planne. Hoekom moet ons planne hê in die lewe? Ons het planne want ons kan God nie sien nie. Ons lees net van God in die Bybel. Ons lees net van God se planne met sy volk en dit wat hy vir ons in die Nuwe Testament sê. En dit bring ons by Romeine 8 vers 28 wat as ware die vers is wat Jeremia 29 vers 11 in die Nuwe Testament weerklank. En daar staan geskrywe, alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Hier in Suid-Afrika vandag is ons omstandighede baie keer dieselfde as in die tyd van die ballinge in Babylon, die volk van die Here. Ons lewe in 'n vervalle, stikkende wêreld. Ons lewe onder swaar kry omstandighede. Daar is 'n daaglikse bloedsweet, hartseer. Dis 'n slegte wêreld waarin ons leef, waar slegte dinge met goeie mense gebeur, al dien ons die Here. Dis 'n wêreld vol eensaamheid, stikkende, weerlose mense. Ja, selfs ons lewe onder politieke spanninge, waar die boosheid heers en waar verkeerd baie keer reg is. Ons word vervolg vir dit waarin ons glo. Ons word op 'n daaglikse basis misverstaan. Die dood hang soos 'n swaard oor ons koppe. Maar God kom ook vandag en hy sê vir ons, ek het 'n plan. Ek het 'n plan vir jou in hierdie omstandighede. En my plan is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As ons hierdie plan van God sien, deur die Ou Testament en deur die Nuwe Testament en deur die geskiedenis van die kerk, tot en met vandag waar ons besig is met die dinge van die Here en die Here van die dinge. Wanneer ons God se plan sien, ons wat die Here liefhet, dan begin ek en jy ook die groter prentjie sien. Jesus Christus, die Seun van God, ons redder. Jesus is die oplossing. Jesus is God se plan. En wanneer ons daarmee resoneer, met ander woorde, wanneer ons daarmee in vibrasie is, dan kan ons planne God se plan verheerlik. Want jy sien, die nie-Christen het nie vir Jesus Christus nie. En daarom lyk dit asof die nie-Christene se planne in hierdie wêreld van voorspoed en rykdom en
pragtige lewe van mooi karre en huise en vakansies en baie geld, lyk dit asof dit 'n goeie plan is. Maar die verskil lê daarin dat 'n kind van God se planne moenie met God se planne resoneer nie. God se plan moet met my planne resoneer. Ek moet beweeg. Ek sien hierdie kunstskat of ek sien hierdie kunststuk en dit lyk vir my baie de mekaar, maar soos wat ek beweeg, God se plan is alreeds daar, God se prentjie is alreeds daar. God se wil is alreeds daar, maar soos wat ek beweeg, kom hierdie verskillende stukke bymekaar en uiteindelik sien ek God se plan. Somebody has to move to see the unity of God's plans. Ek moet in synk kom, ek moet gesinkroniseer word. En ek kan dit net doen as Jesus Christus my fokus is. Al my talente moet gesinkroniseer word met Jesus Christus aan die kruis. Jesus Christus wat uit die oop graf stap. Jesus Christus wat opvaar na die hemel. Jesus Christus wat regeer aan die regterhand van God die Vader. Jesus Christus wat terugkom vir my en jou. Al my kennis wat ek het, al my ervarings wat ek het, moet God verheerlik deur Jesus Christus. Die Here kom in Jeremia 29 vers 5 tot 7 en hy sê vir my, onder hierdie moeilike omstandighede, hoe moet ek en jy dan nou optree? En daar staan geskrywe, en dit alles moet ons vervul wees met 'n diep geluid van God se klanke in ons siele, ons emosies en gevoelens van liefde, omgee, barmhartigheid, konneksie, eenheid, een wees met God. Ons moet op dieselfde golflengte wees. Ons moet resoneer, dit beteken ons moet presies dieselfde ding doen. Die Here kom en hy sê vir ons in Jeremia 29 vers 5 tot 7, hy sê, bou vir jou 'n huis. Hy sê trou, verwek seuns en dogters, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. En neem ook mans en vrouens vir julle seuns en dogters en vermenigvuldig. Soek vrede in julle omstandighede, al is dit in ballingskap, want in daardie vrede sal julle vrede hê. Soek die vrede rondom jou daaglikse werksomstandighede. Die Here sê dus vir ons, hy sê, ons moet in hierdie huisbou, in hierdie huwelike, in hierdie huisgesin lewe, in hierdie kerklewe, in hierdie werklewe, in hierdie eet van die vrug van jou arbeid, in jou kleinkinders, moet jy die vrede van God gaan soek. En jy moet as ware daarmee moet jy geskerp wees, ingesink wees, op dieselfde golflengte wees. Die Here sê, die emosies en die gevoelens wat ons het, moet wees van omgee. Ons moet barmhartigheid bewys in die lewe rondom ons. Ons moet in konneksie wees met ons huweliksmaat, met ons huisgesinne, met ons kerk, met ons werk. Maar in dit alles moet ons in konneksie wees met God, een wees met die Here. Ons moet op dieselfde golflengte wees.
Dit is soos 'n vleuelklavier. Wanneer twee vleuelklaviere langs mekaar staan, dan is die een vleuelklavier is perfek ingestem op die middel-C. En wanneer ek hierdie middel-C dan se klank druk en die ander klavier langs hom resoneer nie, dan moet ek weet, daardie klavier is uitgestel. En soos wat ek hierdie ander klavier instel totdat dit perfek geresoneer of totdat dit perfek is, dan speel ek die middel-C op die eerste klavier en sonder dat ek aan hierdie ander klavier sal raak, dan speel die ander klavier, vibreer hy 'n perfekte middel-C. Jesus is daardie middel-C. Dit beteken letterlik dat twee klanke spruit uit twee verskillende instrumente en die een klavier is gesinkroniseer met die ander een. Dit beteken dat in my daaglikse lewe, in my huwelik, in my werk, in my omstandighede waarin ek bloed sweet en arbei, moet ek saamstem met iemand anders se idees, se denke of planne, en dit is God se plan. Ek moet op dieselfde golflengte wees. Ek moet in resonansie wees met Johannes 3 vers 16. Daar moet geen maars wees, daar moet geen beterwetendheid wees, daar moet geen aanmatigheid wees. In die Engels noem hulle dit opinionated, my opinie. Nee, dit is God se planne vir my en my huisgesin en my werk en my arbeid en my kerk en my finansies en al die dinge. En so kom die Here en hy sê vir ons, ek wil hê jy moet leef. Jy moet vrede hê. Vrede is 'n toestand van stille harmonie. Vrede is 'n toestand sonder gevegte of oorloë. Dis 'n toestand van rus en kalmte, van om as ware ongestuur te wees. Vrede wat ek kies omdat God vir my gekies het. Filippense 4 vers 7 tot 9 sê die Here vir ons, hierdie vrede wat ek het wanneer ek in sync is met God se plan, wanneer ek resoneer met God se plan, wanneer ek dieselfde vibreer as God se plan, is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat oor my hart en my sinne heers en my bewaar in Jesus Christus. En hoe doen ek dit? Filippense 4 vers 7 tot 9 sê dit vir my. Ek weet dat ek in sync is met God se plan. Ek weet dat ek resoneer in die Here wanneer alles wat ek doen in my lewe waar is. Wanneer alles wat ek doen in my lewe eerbaar en regverdig is. Wanneer ek 'n rein lewe het, wanneer my lewe lieflik en loflik is. Daar is God se vrede. Ek stem saam met die Here se plan vir my lewe. Maar ek moet beweeg. God gebruik my gedagtes, my planne, my drome in sy groter prentjie. En God laat soms nie my planne of my drome waar word nie. Maar hy laat sy planne waar word in my lewe wat die beste is vir my. Ons gedagtes moet gefokus wees op Jesus Christus, op die Bybelboodskap, op die verlossingsplan vir die Here. In my huwelik, met my geld, met my skatte, met my werk, met my arbeid. Wanneer ek slaap, wanneer ek opstaan. Die roeping wat die Here vir my gegee het,
my verhoudinge, my vriendskappe moet Jesus Christus georiënteerd wees. Dan resoneer ek met die planne wat die Here vir my het. En dan sal hierdie planne vir my en jou 'n hoopvolle toekoms gee. Geen onheil. Dit sal wees asof God met my is. Maranatha, die Here kom weer. Mag die vrede van die Here by elkeen van ons wees in hierdie week wat kom. Kom ons bid saam. Amen. Here, amen. Vas en seker is u woord vandag. Amen wil ons uitskreeu om te sê, Here, ons kies vir u planne vir my. Planne van voorspoed. Planne van 'n hoopvolle toekoms. Maar hierdie planne is nie die planne wat ons op hierdie aarde het nie. Tydelike planne nie. Tydelike huisbou, tydelike huwelike, tydelike huisgesinne nie. Tydelike werke, tydelike arbeid nie. Tydelike roepinge nie. Dit is planne wat u vir ons het met ewigheidswaarde. Planne waar ons saam met u vir ewig sal wees en saam met ons geliefdes vir ewig sal wees. Sonder sonde. Sonder vrees, sonder trane, sonder pyn, sonder lyding. Dankie dat ons vanmôre kan resoneer met u planne vir ons. En help ons om dit elke dag te verstaan, gefokus te wees op Johannes 3 vers 16. Want so lief het God vir my gehad, dat hy vir my gered het, dat ek wat in Jesus Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Seën ons elke dag met hierdie woord, in Jesus se naam. Amen. As hy kom, ons sluit af met 'n lied vanmôre en dan gaan ons heen met die vrede van die Here. Ek wil julle graag huis toe stuur met die seën van die Here. Iemand het gesê, you may feel lost and alone, but God knows exactly where you are, and He has a good plan for your life. Ons almal lê van tyd tot tyd onder 'n besembos, moeg en moedeloos. Maar vandag stuur God vir jou krag en sê, kom my kind, dis tyd. Staan op, ek is hier. Dan word die besembos 'n genadebos. Vrede vir julle. Amen.